Goeiemôre. Ja, dis 21 Mei en ek is Estie Geldenhuys en dit is vir jou lekker koud vanmôre hier in Pretoria. En ek weet, ek klink nie soos myself nie, want ek het iets in my bors en ek vertrou ons Vader dat hy my sal deurvat deur hierdie boodskap sonder 'n hoesbui. Dankie Vader, dat ek wat ek nou hier doen absoluut in u hande kan sit. En ek bid dat u voor my uitgaan, veral ook in die praktiese hiervan. Dankie dat u leef en dat u aanraking altyd met ons is. Ons eer u en ek bid Vader dat u self hierdie boodskap in mense se harte sal bevestig. Dankie dat ek dit kon neerskryf, maar ek weet dat u self deur die krag van u Gees, u is die enigste een wat dit regtig kan oordra. En ek vra dat u dit asseblief doen. Amen. Nou ek voel vandag gelei om nie vir nog 'n spesifieke deel van ons Vader se karakter deur sy name dankie te sê nie. Maar ek moet eers stil staan by een ander enorme waarheid. En wat ek wil noem, staan geskryf in die woord van God. Dit is sy waarheid en niemand kan dit van my en jou wegneem nie. Ons Vader God het naamlik toegelaat dat dit opgeteken is sodat ons dit kan ontdek en dan oordink en asseblief uiteindelik waarlik ons eie maak. En hierdie woord kom uit Efesiërs 1 vers 4. Terwille van die konteks wil ek dit graag vir jou lees van vers 3 tot 11 uit Efesiërs 1. En ek het na 'n klompie vertalings gekyk en besluit om te lees uit die Modern King James. OK. Ek begin by Efesiërs 1 vers 3 en ek gaan deur na vers 11 toe. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who blessed us with every spiritual blessing in the heavenlies in Christ, according as he chose us in him before the foundation of the world. Hoor mooi, as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us to the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. En waarom het hy dit gedoen? Vers 6. To the praise of the glory of his grace, in which he has made us accepted in the one, having been loved. In him we have, in die eerste plek, redemption through the blood. 2. Forgiveness of sins according to the riches of his grace, which he caused to abound toward us in all wisdom and understanding. Wysheid en begrip wat ons Vader vir ons gee. En as ons nie ontvanklik is daarvoor nie, kan ons dit wat hy gee nie ontvang nie. Vers 9. Having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself, for an administration of the fullness of times, to head up all things in Christ, both the things in heaven and the things on earth, even in him, in whom also we have been chosen to an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his own. Verstaan jy dit? Ons is gekies voor die grondlegging van die wêreld. Heilig,
Hy het ons gekies om heilig te wees voor hom, in liefde. En dit alles sal bepaal word deur Christus Jesus. Weet jy, ek glo dat Jahwe Elohim elke mens wat ooit op aarde gebore sou word, geken het voor die grondlegging van die aarde. Op grond van die volheid van hierdie skepingsdoel het hy bepaal waar in die verloop van tyd en uit watter groep van mense elkeen van ons gebore sou word. Dink hoeveel bevolkingsgroepe is daar. En hy het elkeen uitgedink om uit 'n spesifieke groep gebore te word. In die tweede plek glo ek dat elke mens gebore is vir 'n spesifieke goddelike doel hier op aarde. Sommige as leiers, ander as voorlopers, ander as vredemakers, nog ander daai ouens wat net alles gedoen kry. Omdat, in die derde plek, ons Skepper elke mens se doel op aarde ken, het hy bepaal waar in die bestek van tyd, in watter kultuurgroep, op watter kontinent, elke mens gebore moes word. In die vierde plek, vir die mens om sy goddelike doel uit te leef, moet die mens hierdie Skepper leer ken. Leer om hom te glo, sodat ons in hom kan glo. In die vyfde plek, ons moet besef, niemand is toevallig gebore nie. Net mooi niemand nie. Toeval speel geen rol in ons lewe nie. Maar soos Tannie Ria Uys my geleer het, toe val die lig. Dis al wat belangrik is in die woord toevallig. Toe val die lig. 'n sesde punt. Weet dat jy uniek is en toegerus vir 'n spesifieke goddelike doel. En in die sewende plek, weet jy, so is ook al die baie mense om ons. Niemand is uitgesonder en spesiaal nie. Hierdie gedagtes geld vir elke mens wat jy op aarde sien rondloop. Nou wat hiervan, as 'n mens dink aan dankbaarheid teenoor ons Vader? Ek wil jou noop, oefen, om vir ons Skepper God dankie te sê vir die wonder dat hy jou uitgedink het vir 'n tyd soos die. Hy het jou uitgedink vir 'n tyd soos die. Jy het 'n baie spesifieke bydrae om te maak, wat niemand anders kan maak nie. Sê vir hom dankie daarvoor. Oefen ook om vir ons Skepper dankie te sê vir die wonder daarvan, dat hy jou toegerus het met 'n baie spesifieke kombinasie van gawes en talente en karaktertrekke. Jy is uniek, omdat jy geskep is vir 'n unieke doel. En hierdie het niks te maak met 'n spesifieke beroep nie. Nee, dis ons menswees waarin ons uniek is. Gaan sit en sê vir die Here God dankie dat hy jou uniek gemaak het. En vra hom om jou te help om waaragtig self jou uniekheid te ontdek en dit dan met absoluut geloofsblydskap uit te leef. Oefen om vir ons Skepper dankie te sê daarvoor dat hy jou elke dag van jou lewe dieper wil lei in die verstaan van wie hy jou bedoel het om te wees. Vader, mag ons asseblief hierdie waarheid ons eie maak, dat elkeen van ons, volgens Efesiërs 1 vers 4, deur u uitgedink is reeds voor die grondlegging van die aarde. Dankie Vader, dat u ons toe reeds geken het, en dat u 'n spesifieke doel het met elkeen van ons se lewe.
Help ons om dit te glo. En dankie dat U ons toegerus het om hierdie doel waarvoor U ons geskep het. Dankie dat U ons toegerus het om hierdie doel te verwesenlik. Dankie dat U my beter ken as enige ander mens. Dankie dat U my volle potensiaal ken. En so ook die van my geliefdes. Kom Vader, leer ons en verwesenlik U self, U goddelike doel in elkeen van ons se lewe hier op aarde. Dankie dat U waaragtig persoonlik betrokke is by elke mens. Ons eer U daarvoor. En dankie Vader, dat ons kan saamstem met Psalm 125 vers 1. Die wat op die Here vertrou, is soos die berg Sion, wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Here God Almagtig, U is groot, U is goed, en U is God, en U het elke mens individueel beplan en bepaal. Help ons om in U in te leef, sodat ons die doel wat U vir ons het, sal bereik in hierdie lewe nog. Halleluja. Amen.